Prys die Here, wat 'n groot voorreg is dit om vanmôre weer na julle toe te kom in hierdie oorwinnende naam, die naam bo alle name. O, die engele roep, julle moet hom Jesus noem, want dis hy wat die wêreld verlos van hulle sonde en ongeregtigheid. Ek weet nie van jou nie, maar as ek het Jesus nodig elke dag meer en meer, want weet jy, ons sing 'n ou liedjie te wees soos Jesus, maar as ons nie in Jesus se weë wandel nie, dan kan as ons nie die begeerte kry wat Jesus gekry het, die woord van die Here sê, en Jesus het hom voorgenem om nie te sondig nie. Pastoor, wat wil jy vanmôre vir jou sê? Ons het 'n nuwe jaar begin. Kom ons sê vir onsself en vir mekaar vanmôre, hierdie jaar gaan ons voorneem om nie te sondig nie. Halleluja. Ag, mag julle 'n wonder, dit is die eerste Sondag van die nuwe jaar. Mag ons 'n geseënde jaar in die Here hê. Ek het vanmôre 'n blydskap in my hart, want die Here maak my bly. 'n Mens kan my nie bly maak nie. Ek weet hierdie jaar gaan ons kerk bou. Ek gee nie om of jy dit glo nie, ek glo dit. Halleluja, want prys die Here, ek het mos die woord gekry, en as ek hierdie beloftes nie inknie nie, dan gaan hierdie brood nooit rys nie. Hy gaan rys, man, hy gaan net brood word nie. Ek wil vir jou sê, daar gaan hy vermenigvuldig, dat ons vir baie mense kan uitdeel. Moenie ophou om te glo nie, moenie moed verloor nie, moenie hoop verloor nie. Halleluja, kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die voorreg om die eerste Sondag van hierdie jaar te begin in die naam van Jesus Christus. Ag Here, U is en bly dieselfde Jesus, daar's niemand soos U nie. Here, 2020, Here, ag as ons terugkyk, Here Jesus, as sien ons een ry spore daar waar Jesus ons deurgedra het. Nog nooit het die wêreld U so nodig nie, Here. O Hemelse Vader, hulle wat op hulle pere in hulle stryd van ons vertrou het, op hulle geld, Here. Ag, dit het skielik het hulle tot die besef gekom, dit is maar van weinig nut. Halleluja. O, maar die godsaligheid, dit dra veel vrug. O, die woord sê, maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, Here, dat dit ons begeerte sal wees hierdie nuwe jaar, om skatte in die hemel bymekaar te maak. Dankie, Here. Amen. Ons lees vanmôre my tema, die oë van die Here. Pastoor, hoe gaan ons dit maak hierdie jaar? Hou net in gedagte, die oë van die Here is op hulle wat hy wil ons kragtig ondersteun, wie se harte onverdeeld op hom gerig word. As jy iets wil doen, dink eers en sê, Here, dit wat ek nou doen, o Here, gaan dit U wel behaaglik wees? Gaan U daarmee tevrede wees? En as jy waarlik ingeskakel is by die Heilige Gees, dan sal hy vir jou sê, moet of moenie, watter besluit jy ook al hierdie jaar doen. Weet jy, ek praat met iemand hierdie week en ek sê, die omstandighede was keuses wat jy in jou lewe gemaak het. Halleluja. Mag ons keuses goddelike keuses wees. Mag ons keuse vir ons die ewige lewe bepaal. Halleluja. Ek wil weer vanmôre vir jou sê, of jy God glo, of jy in God glo of nie in God glo nie, dit maak nie van God dit maak nie van God groter nie. As jy nie glo nie, wil ek vanmôre vir jou sê, hoor mooi vanmôre, saam met die demone, saam met die duiwels, sal jy brand vir ewigheid en altyd. Halleluja. Kom ons lees uit God se onfeilbare woord, 2 Korintiërs 16 vers 9. Ek gaan 'n paar skrifte vanmôre vir jou aanhaal oor die oë van die Here wat op ons rus. Halleluja. 2 Korintiërs 16 vers 9, want die Here, dit is die Here God die Almagtige, wat vanmôre met my en jou praat. Pastoor, wat moet ek maak in 2021? Want die oë van die Here, want die Here sy oë deurloop die hele aarde. Nie vinnig nie, kind van die Here, hy scan dit so. Halleluja, prys die Here. Sy oë deurloop die hele aarde.
om diegene kragtig te steun. Ag, ek dink so as jy gaan jag en die bokke kom verby, dan begin jy nie net sommer voor te skiet nie. Nee, jy laat hulle mooi staan en dan gaan jy hulle deur en dan kyk jy watter ene is die ene wat vir jou wel aangenaam is en dan konsentreer jy, dan kry jy hierdie bok in die vizier of in die skulp en jy al reg asem en jy gee al jou aandag aan hierdie bok wat jy wil skiet. Net so sê God se woord, sy oë deurloop die hele aarde om wat te doen, diegene kragtig te steun, wie se sakke vol geld is, wie die mooiste klere aan het. Man, ek wil vanmôre vir jou sê, jou klere gee nie vir jou ewige lewe nie. Ons is so ingestel op mense se klere drag. Halleluja, ja, dis reg, as ek opgaan na die huis van die Here toe, dan trek ek my beste aan, maar ek wil vanmôre vir jou sê, jou klere gaan nie maak dat jy die hemel sien nie. Nee, jou hart gaan maak of jy die Here sien. Om die kragtig te ondersteun, wil jy kragtig ondersteun word, wil jy hê God moet jou optel en jou deurdra, wil jy die heerlikheid van God ervaar vanmôre, dan moet jy vanmôre onverdeelde hart op hom kry. Halleluja, prys die Here, want hy sê, hy's 'n jaloerse God, hy wil nie hê kind van die Here, jy moet God en mammon dien nie, jy moet vanmôre kies, Here, ek kies U, halleluja, onverdeelde hart op hom gerig. Here, dit maak nie saak nie. Here, ek wil dit vanmôre uitroep. Here, dit maak nie saak of ons 23 jaar wag vir die geld vir die bou van die kerkie, maak dit 'n onverdeelde hart vanmôre. Want wat God gesê het, halleluja, 'n bere ek in my hart dat ek nie sal sondig nie. Dit gee my moed om aan te gaan. Nee, wat pastoor, dit gaan nie gebeur nie. Kyk jy man, kyk jy en sien, halleluja, prys die Here. Die woord van die Here sê, kind van die Here, nie almal wat sê Here, Here sal ingaan nie, maar hulle wat glo, man, wil ek vanmôre sê, kom ons glo met 'n onverdeelde hart. Halleluja, prys Here, soos 'n ou klein babietjie. Sy glo haar moeder sal na kyk, sy glo hy glo sy vader sal na hom kyk. So sal ons hemelse Vader ons nooit begewe of nooit verlaat nie. Kry 'n onverdeelde hart. Moenie aan God glo en aan jou geld nie. Moenie aan God glo en aan jou werk nie. Glo met 'n onverdeelde hart. Hy sê dan gaan hy nog geloof kry. Kry 'n onverdeelde hart, het volkome geloof in die Here, sê Here, ek spring, ek weet U gaan my vang, daarin het U 'n dwaas, hoor gou mooi, 'n onverdeelde hart op hom gerig is, hierin het U dwaas gehandel, van nou af sal daar oorlog wees teen U. Hoekom, kind van die Here? Omdat hulle nie 'n onverdeelde hart het nie, het hulle dwaas gewandel. Moenie 'n dwaas wees nie, moenie op mense vertrou nie. Halleluja, man, die Here het gesê, kyk nie die kant toe, kyk nie daai kant toe, kyk op, julle gaan nie geld kry. Halleluja, moenie dwaas wees en op mense arm steun nie. Hy sê, vervloek is jy wat op 'n mense arm steun, maar geseënd, halleluja, is jy wat op die Here God vertrou. Kry 'n onverdeelde hart hierdie jaar. My God sal in elke behoefte voorsien na die rykdom van sy genade. My God sê, ek hou jou in die holte van my hand en ek weier om jou te laat gaan. Is dit nie wonderbaar om vanmôre te sê, Here, dankie, 'n onverdeelde hart. Ek weet, Here Jesus, U sal my nooit begewe en U sal my nooit verlaat nie. Genesis 6 vers 6. Hy sê, het die Here berou dat hy die mens op aarde gemaak het en daar was smart in sy hart. Die sonde van hierdie wêreld het gemaak dat die Here God berou gehad het dat hy die mens geskaap het en daar was smart in sy hart, halleluja. En die Here sê, ek sal die mens wat ek geskaap het van die aarde verdelg.
Hoor mooi vanmôre, dis 'n genadige God. Ons kan nie aanhou Sondag en dink God sien nie hy neem nie waar nie, want sy oë is op jou gerig. Die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel, want dit berouw my dat ek hulle gemaak het. Hoor mooi, Genesis 6 vers 8, maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. Uit al die miljoene mense was daar een, hy praat nie van Noag se familie, daar was een. Noag het genade gevind in die Here, en omdat Noag genade gevind is sy gesin, hulle was 8, hy en 7 van sy gesin is gered. Halleluja. Kry jy as man van God vanmôre genade in die oë van die Here, sodat jou hele huis gered kan word, sodat God sal sê, hy het 'n onverdeelde hart op my. Dit is die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel. Mag die Here God dieselfde van my en van jou sê. Hy was 'n regverdige man, hy was 'n regverdige vrou. Hy het gewandel met God. Halleluja. Hy het 'n onverdeelde hart gehad. Deuteronomium 12:25, dat dit met jou en jou kinders na jou goed kan gaan, as jy doen wat reg is in die oë van die Here jou God. Hoor mooi vanmôre, dit geld nie, Noag was 'n regverdige man, daarom is sy huisgesin gered. Daarom sê God in Deuteronomium 12:25, dat dit met jou en jou kinders na jou goed kan gaan, as jy doen wat reg is in die oë van die Here. Wat is reg in die oë van die Here? Net dit wat hy vir die opdragte wat hy vir ons gee, gehoorsaamheid aan God se woord. Halleluja. 2 Samuel 11 vers 27, nadat die routyd verby was, het Dawid gestuur en haar in sy huis opgeneem, en sy het sy vrou geword en vir hom seun gebaar. Maar die ding wat Dawid gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here. Hy het dit reggestel. Hy het gedink hy het dit reggestel. Hy het hierdie vrou se man laat doodmaak, en hy het haar gevat as 'n man, as sy vrou, tog. In vandag se lewe kan ons sê as sy man, maar die ding wat Dawid gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here. Halleluja. Dit wat jy doen moet reg in die oë van die Here wees. Dis mos jou keuse, kind van die Here. En dan Psalm 26 vers 1, die goddelose sê, daar is geen vrees van God voor sy oë nie. O man, dit wat jy praat op hierdie aarde, as jy teen hierdie lewende God praat, wil ek vir jou sê, kind van die Here, hy is 'n verterende vuur. Jy kan maar vanmôre vir my sê, jy is bang vir die hel nie. Ek wil vir jou sê, kind van die Here, die hel is 'n werklikheid. Nou terwyl jy hierdie woord hoor, bekeer jou tot die Here en keer terug. Ek weet nie hoekom sê ek hierdie vanmôre nie, maar ek sê dit by die vrees van die Here. Daar is geen vrees voor God voor sy oë nie. Halleluja. Jeremia 7 vers 30, want die kinders van Juda het gedoen wat verkeerd is in die oë. In my oë spreek die Here, hulle het hulle verfoeisels gesit in die huis, waaroor my naam uitgeroep is, om dit te verontreinig. Man, ek is so bly, hoor mooi vanmôre, ek sê nie van 'n ander man, hy kan maak wat hy wil, maar ek is so bly, kyk op bewe die hand, ek is so bly man, ek is so bly, dat die Here vir my gesê het, jy verkoop niks, ek sal vir jou voorsien. Ek sê nie 'n ander man doen verkeerd nie. Halleluja. 1 Kolossense 20 vers 32, en hy het gewandel in die weg van sy vader Asa, en daar nie afgewyk nie, en het gedoen wat reg was in die oë van die Here. Sien jy aartjie na die vaartjie, man, as jy die regte pad wandel, wil ek vanmôre vir jou sê, die kans is goed, dat jou kinders, dat daar ook eendag geskryf sal word, en jou kind het gewandel in die weg van sy vader,
en daarvan nie afgewyk nie, en hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here. Vader, moeder, julle het vanmôre 'n taak om reg te wandel in die oë van die Here, om God se geregtigheid te soek. Jakobus 1 vers 6, maar jy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel. Hoor jy vanmôre, kind van die Here? Maar jy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel, dan het jy mos 'n onverdeelde hart. Jy glo God, halleluja, prys die Here, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see, wat deur die wind gedryf en voortgesweep word. Moenie word soos die branders in die see, dan glo jy, as dit goed gaan, dan glo jy, as dit nie goed gaan nie, dan glo jy dit nie. Nee, kind van die Here, maar jy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel, halleluja. Dis iemand met 'n onverdeelde hart. Jakobus 1 vers 7, want die mens moet nie dink, want die mens wat so bid, wat nie glo nie, moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë, mag ons gebed, kind van die Here, met geloof wees. Alles wat ons doen, wat nie in die geloof is, hy sê God se woord, dit is sonde. Wat wil ek vanmôre vir jou sê? Ek wil afsluit en vanmôre vir jou sê, soek eers die koninkryk van God en al sy geregtigheid, en al die ander dinge, al die dinge wat jy so begeer, sal vir jou bygevoeg word. In jou slaap sal die Here dit vir jou gee. Halleluja. Moenie 'n dubbelhartige mens wees, onbestendig in jou weë nie. Vandag gaan dit goed, môre gaan dit sleg. Wees 'n standvastige mens. Hoe raak ek 'n standvastige mens? Een manier vanmôre, kry 'n onverdeelde hart. Wil jy nie vanmôre saam met my bid nie? Vader, ek kom vanmôre in die kosbare, heilige, dierbare naam van Jesus Christus. Here, vanmôre roep ek en ek vra, seën van die Allerhoogste God, gee my tog, Here, 'n opregte, onverdeelde hart, dat ek nooit sal twyfel. Die liedjie sê, moenie twyfel wat die Here God kan doen nie. Hy kan alles doen. Daar's 'n liedjie wat so na my hart lê. Kom ons dien die Meester. Hy alleen is trou. Hy verlos die sondaars. Hy red ook vir my en vir jou. Dankie Jesus, Here, wanneer U kom, Here, ons weet nie wanneer word ons draaitjie geknip nie, dat U sal sê, mooi so my kind, kom sit hier aan my regterkant. Jy het 'n onverdeelde hart gehad. Jy was nie dubbelhartige mens nie, maar jy was standvastig in die Here. Gee ons 'n standvastige gees, Here, dat ons nie sal vrees nie, halleluja, maar dat ons 'n onverdeelde hart op U sal hê. Baie dankie, Here, seën elke toehoorder, Here, dat ons hierdie jaar 'n verskil sal maak, daar by die tekkie die teerslaan, nie in die kerk nie, Here. Ag Here, dit lyk vir my asof die kerk se dae bietjie minder geword het, Here, sodat ons meer buite kan doen. Help ons daarin. Daar was 'n ou oom daar op Hoëlstee, het elke liewe Sondag opgestaan, oom Josia, en gesê, employ every effort. Dis omtrent al wat ek kan sê in Engels. Help my, Here, dat ek in elke geleentheid, elke dag 'n geleentheid sal sien. Hoor mooi, in alles 'n geleentheid sal sien, om God se naam groot te maak. Halleluja, dat ek my nooit sal skaam vir die evangelie van Jesus Christus nie, want dit is 'n krag tot redding vir almal wat glo. Glo saam met ons. Kom, kind van die Here, ons stem saam hierdie jaar en ons glo die Meester. Jy het beloftes wat jy lankal weggeberg het. Jy glo dit nie meer. Gaan haal dit uit, stof dit af en lig dit voor die koning op en sê, Here, ek glo U onwrikbaar in Jesus naam. Mag Jesus julle seën, baie lief vir elkeen van julle. En ek weet hierdie jaar maak God 'n weg waar daar geen weg is. Wil jy nie vanmôre hande klap saam met my gee nie? God gaan ons seën, halleluja. God gaan lede in Christus seën en ons gaan 'n kerk bou vir die Meester. Halleluja. Prys die Here, baie lief vir julle. Bly by die Here, skuil by die Here. Hy's goed vir hulle wat 'n onverdeelde hart by hom het. Die Here seën, gaan in die vrede van Jesus. Mooi dag en 'n mooi jaar vir julle, lief vir julle. Jesus het julle baie lief. Ek groet julle in sy wonderlike naam.
Amen en amen.